'n Ondersoek deur die SOE bevind dat werknemers van Eskom ook skuldig is aan korrupsie en 'n belangrike getuie vertel oor haar rol in die verdwyning van Jocelyn Smith. Goeiedag, dis vandag die 13de Maart. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Terwyl vorige ondersoeke oor korrupsie by Eskom hoofsaaklik op senior amptenare gefokus het meer as 10% van sy werknemers nagelaat om botsende belange te verklaar. Dit is uitgelig tydens 'n voorlegging van die spesiale ondersoekeenheid aan die Parlement se Portefeulje Komitee oor elektrisiteit en energie. In sy voorlegging het die SOE se Andy Motibi gesê dat byna 5.500 werknemers die maatskappybeleid verontagsaam het oor die openbaarmaking van botsende belange. Dit terwyl meer as 330 werknemers direkte belange by verskaffers en kontrakteurs van die kragreës het. Volgens die verslag kon die SOE 180 miljoen rand se onregmatige betalings direk na die ondernemings opspoor. 'n Belangrike getuienis oor die verdwyning van Jocelyn Smith is vandag in die Hooggeregshof wat in Saldanha sit aangehoor. Jocelyn het op 19 Februarie 2024 uit die Middelpos informele nedersetting verdwyn. Die staat voer aan, haar ma Kelly het haar verkoop aan 'n onbekende vrou in 'n wit voertuig. Laurentia Lombard, wat in Maart verlede jaar in hegtenis geneem is, het onder meer getuig oor haar rol in die verdwyning. En sy getuig ook oor Kelly, haar kerel Jacqueline Boeta Apollos en hulle vriend Stefano van Ryn se betrokkenheid in die ontvoering. Die saak teen Lombard is op 21 Oktober verlede jaar laat vaar en dat sy nou 'n artikel 204 getuie vir die staat teen die ander 3 beskuldigdes sal wees. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het onthul dat 388 poskantoortakke leeg staan, waarvan 131 deur die poskantoor besit word en moontlik verkoop of verhuur sal word. Die poskantoor is in Julie 2023 onder besigheidsredding geplaas en het 2,4 miljard rand van die tesourie ontvang om bedrywighede te finansier, skuld te delg en salarisse en skeidingspakkette te betaal. Die Kommunikasiewerkersvakbond het gewaarsku dat die poskantoor teen Februarie vanjaar kon sluit, maar die departement het fondse gekry om dit tydelik aan die gang te hou. Volgens Malatsi se woordvoerder, Kwena Moloto, is dit nie 'n volhoubare oplossing nie. En inwoners van die Merafong plaaslike munisipaliteit kan vir nog 'n paar dae sonder vullisverwydering wees weens die loonstaking van munisipale werkers sedert die 11de Maart. Die VF+ sê hy word oorval met klagtes deur ongelukkige inwoners wat sê vullis hoop op in hulle erwe. Die party sê geen terugvoer hiervoor is tot dusver ontvang van die burgemeester Nozuku Best of die munisipale bestuurder Donald Mabuza Dumisani of enige amptenaar nie. Die VF+ sê dit is onaanvaarbaar dat inwoners gestraf word vir werkers se eise vir hoër salarisse. Dit is in hierdie stadium nog nie bekend wanneer die loongeskil opgelos sal word en die diens hervat sal word nie. Dit dan die einde van jou nuusbulletin vandag. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is môre weer terug met nog vars nuus, so skakel gerus in. En onthou om ons te gaan volg op al ons sosiale media kanale om op hoogte te bly oor die jongste nuusgebeure. Van my kant af, totsiens.